baie spesiale kunstenaar in my lewe. Toe ek nou 'n ouderdom van so ongeveer 15, 16 was, het ek baie bewus geword van Afrikaanse musiek. Op daai stadium was dit nou maar Springbok Radio se top 20 en daai tipe van goed. Ons praat van Fernando en How's It en dis Some Girls, die van julle wat daai musiek onthou. Dit was die musiek wat ek moes nou op 20 gehoor het daar by David Gresham. Keep your feet on the ground and reach for the stars. Dit was altyd sy slangwoord gewees. Nou, so het ek nou vir die eerste keer van Afrikaanse musiek bewus geword. Ek het geweet my pa Paul Vergey Korsten gespeel en vir Ivan Rieberhoff wat ook in Afrikaans liedjies gehad het en van Hantjie Simons wat ook in Afrikaanse liedjies gesing het en so van die a cappella koor met paar plate. So dit was maar my Afrikaanse verwysing totdat Anton Goosen op die toneel verskyn het. En sy eerste groot liedjie was Krykie roer my nie. Dit was sy groot treffer en saam met dit eintlik Boy van die Suburbs. En ek het daai plaat, dat is een van die eerstes wat ek ooit gekoop het. Ek onthou my eerste plaat ooit was as 16-jarige in standaard 8, daai tyd, graad 10, net voor die jaar begin het en het was ABBA's Super Trooper. En ek dink die volgende plaat wat ek gekoop het was dan nou Anton Goosen se Krykie roer my nie. En die wonderlike ding, ek het daai plaat gehad en dit was in daai tyd, 'n maand of wat later, toe kom Anton Goosen na ons dorpie toe en ek gaan sit daar in ons Montevideo Café was dit daai tyd gewees. Daar so reg ook in die kerk. Dink is nou supermark, maar so het Anton Goosen toe daar gesit om 'n tafeltjie en hy het toe nou middagete geniet. En ek onthou baie goed die winkel, jy het ingekom en links was daar nou die toonbank en goed in die rakke en regs was daar nou die tafeltjies waarop jy kan sit. Ek het bijvoorbeeld op 'n Vrydag as ek my sakgeld gekry, 20 cent 'n week, dat ek afgegaan na Montevideo toe en dan het ek daar by oom Piet, dit is nie oom Piet gewees nie, maar dan het ek daar vir my 'n Coke bestel wat ek binne in die winkel gedrink het. Dan hoef ek nie vir die botteltjie te betaal nie, dan het ek my Coke gedrink, maar ek moes die botteltjie nie daar los. Dit het my 9 cent gekos. Dan het ek 1 cent se lekkers vir my gekoop, soms ek 'n los lekkers, jy weet, daai Wilson toffies wat ons daardie so liewe was, ek sien die mens kry dit nog. En dan het ek nou dit nou geëet en die ander 10 cent het ek gaan spaar. En daai 10 cent het later 'n baie spesiale 10 cent geword wat ek ook nog 'n storie vir julle gaan vertel van my heel eerste hoërtroustelsel. So dis eintlik baie sentiment daarin ook. Maar so hoor ek toe nou Anton Goosen is daar, ek gaan af en ek vra vir hom wanneer vir sy handtekening van my gegee. Hy was baie vriendelik met my. Ek weet, dit is eintlik een van die dinge wat kunstenaars nie van hou nie. Jy weet, hulle is nou besig om te eet en hulle nie gepla word nie. Maar hy het nou gesien ek is 'n jong seun en dat ek nou met glans in my oë daar staan om nou vir hom sy handtekening te vra. Nou ons het nou nie gesels nie, maar hy het baie vriendelik vir my geteken en ek het daai handtekening gevat en ek het hom binne in die sleeve, soos daai van gepraat, in die plaat ingesit. Daai handtekening is nog steeds daar. Tensy nou intussen uitgeval het. So ek is nog baie nuuskierig as ek nou weer daar kom om daai plaat te vat en dan te kyk binne in die omslag of daai handtekening nog daar lê. Dink ek het selfs 'n datum ook daarby geskryf. Maar nou hoekom ek nou spesifiek oor Anton Goosen praat vanaand? In 2006 dink ek het hy 'n plaat, 'n CD daar het nou uitgebring, Pampoene op die dak en 'n klomp liedjies daarop en ek het die CD vir my gekoop. Nou daai tyd het dit so 'n skoolkonsert gehad en my klas moes dan ook konsert doen en ek kies toe daai liedjie van Anton Goosen van Pampoene op die dak. Nou die liedjie begin altyd so met, ek dink die meisie se van is Nina Swart of zoiets, waar sy altyd dan nou Pampoene en dan begin die liedjie nou te sing. Nou sal ek jou sê, nou moet jy weet jy oefen konsert. As jy daai liedjie, as jy hoor so Pampoene wat so uitroep en jy hoor dit so vir die 10de keer, dan begin die liedjie later nie vir jou mooi raak. As jy maar later bly, dit is verby. Maar vandag as ek weer mal oor Pampoene en ek luister hom steeds weer graag, want het was net vir my so ironies daai tyd gewees. Maar so het Anton Goosen, kan ek sê vir 18 jaar of kan dat langer wees, ek is nie 100% seker wat ek nou van weet dat hy 'n nuwe album uitgebring het. En Anton Goosen het nou weer 'n klomp nuwe liedjies op die mark. En ek het nou hierdie liedjies nou al geluister, ek het nou almal gehoor. Miskien is daar nog wat ek nou nie van weet nie, maar ek ken hulle nou al. Nou hierso wil ek nou vanaand vir jou spesiaal hierdie een van Anton Goosen speel, maar ek wil ook vir julle speel sy heel eerste groot treffer van Krykie roer my nie. Sommige om vir julle te sê, nuutste, oudste. Jy sommer kan sien, wat is die
verskil in praat van 40 jaar, 50, ja, ons kan sê 40, 45 jaar, sedert die eerste liedjie en sedert die tweede liedjie gekom het. So ek gaan begin met die liedjie van die